Ek dink ons kan hom seker mekaar groet. Familie, goeiemiddag. Daar sê. Ek dink Brother Jack speel vir ons nog so 2 koortjies. Hy's nog dieselfde Jesus en die Here lei my. Dan vra ek nou vir u, kom ons geraak nou in een stemming met mekaar. Kom ons raak in een stemming met hoekom ons hier is vandag. En ons sing lekker saam met mekaar. En daarna sal ons het ek groen lig om te begin. Daarna sal ons begin met die grafsteen onderlang. Hy is nog dieselfde Jesus. So sing saam met Brother Jack asseblief. Hij is nog dezelfde Jesus, die wonderlijke Jezus, ons nieuwe man, ons prijs zijn naam. Hij is nog dezelfde Jesus, hij is nog dezelfde Jesus. Ons nieuwe man, ons prijs zijn naam, is nog dezelfde Jezus. Oh, is nog dezelfde Jezus. Die wonderlijke Jezus, ons nieuwe man, ons prijs zijn naam, is nog Kom ons sê, lei my, kom ons sing saam en sê, lei my, Here, lei my, Here, lei my vanmiddag, Here, lei my na die water, waar daar is. Kom ons sê, soos 'n boom geplant, soos 'n boom geplant by waterstrome, wat sy vrugte gee aan Jesus op die reëntyd. Kom ons sê 'n laaste keer, lei my, Here, lei my, Here, lei my na die water, waar daar is, soos 'n boom geplant by water, soos 'n boom geplant by waterstrome, wat sy vrugte gee aan Jesus op die reëntyd. Elke dag, oh ja, elke uur, Here, ek is so bly, selfs in my slaap, Here, selfs in my slaap, Jesus, oh die hele nacht, Here, ek kan nie sonder U lewe, elke dag, elke uur, elke dag, elke uur, Here, het ek U so baie nodig, Here, ja, selfs in my slaap, die hele nacht, Here, ek kan nie sonder U lewe, elke dag, elke zelfs in my slaap, die hele nacht, Here, ek kan nie sonder U lewe. Geliefdes, ons wag net gou vir Sian. Hy het net gou gery om iemand nog te gaan haal. Ek wil graag nie hê ek
wil graag nie ons begin as hy nie is nie. So ons sing dan nog so 1 of 2 koortjies. Hy sal dan binnekort hier wees. Kom ons sing, dit was maar net 'n genadekans. Dit was maar net 'n genadekans. Here hou my hand, ja dit was maar net 'n genadekans. Die dag toe liewe Jesus, my ziel kom red. Dit was ja maar net 'n genadekans. Oh, dit was maar net 'n genadekans. Here, dankie vir die genadekans. Dit was maar net 'n genadekans. Die dag toe liewe Jesus, die dag toe liewe Jesus, my ziel kom red. Dit was maar net 'n genadekans. Sy hand was nie te kort nie, ja. Sy hand was nie te kort om my te red nie. Sy oor was nie te swaar. Sy oor was nie te swaar om my te hoor nie. Maar dit was die dag toe liewe, die dag toe liewe Jesus, my ziel. Hey, kom red. Dit was maar net 'n genadekans. Oh, ek weet dat Jesus lewe. Ik weet dat Jesus lewe. Ik weet dat Jesus lewe. En hy lewe hier binne in my. Ik weet dat Jesus lewe. Ik weet dat Jesus lewe. My verlosser, hy is my redder en my Heer. Daar sal die glorie, hey, halleluja, Jesus, glorie, halleluja. My Jesus is my verlosser, hy is my redder en my Heer. Van ek weet vanmiddag, dis waar dat Jesus lewe. Dis so waar dat my Jesus lewe, ja. Dis so waar dat Jesus lewe. En hy lewe hier binne my. Dis so waar dat Jesus lewe. Dis so waar dat Jesus lewe. Dis waar dat Jesus lewe. En hy lewe hier binne
sing ek glorie. Halleluja, oh ja, glorie. Halleluja. Maar Jesus is my verlosser, hy is my redder, daar by die kruis, ja, ontmoet ek Jesus, daar by die kruis, jo, Jesus, ontmoet ek nie op die straten nie op die plein nie, maar by die kruis, ontmoet ek daar by die kruis, ontmoet ek my Jesus, daar by die kruis, ontmoet ek nie op die straten nie op die plein nie, maar by die kruis, ontmoet ek daar by die kruis, hey, ontmoet ek Jesus, daar by die kruis, ontmoet ek nie op die straat, nie op die plein nie, maar by die kruis, ontmoet ek kom ons sê saam, daar by die kruis, daar by die kruis, ontmoet ek daar by die kruis, ontmoet ek halleluja, nie op die straten nie op die plein nie, maar by die kruis, ontmoet ek Geliefdes in die Here, ek dink ons begin met ons grafsteenonthulling. Voordat ons enigiets verder doen, kom ons raak stil. Kom ons begin hierdie grafsteenonthulling van Jan. Ek vra Dominee Morkel om vir ons te lei in gebed. Goeiemiddag familie, geliefdes. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie dat ons die voorreg het om tot U te roep. Here, U is ons God, U is ons Vader. U is ons verlosser, U is die trooster van alle tye. Ons kom hier by mekaar, Here, om die graf 'n beter plek te maak. Om die graf mooi te maak. Maar Here, ons besef terdee dat U alreeds die graf 'n beter plek gemaak het, toe U die dood oorwin het. Die graf is eintlik leeg en wat die rus is uit die stoffelike oorskot van ons geliefdes. So bid ons Here dat ons die woord sal uitdra, dat die graf is nou 'n plek vir oorwinning. Nie meer 'n plek van die grootste pyn nie, maar 'n plek vir oorwinning, 'n plek waar ons kan opstaan en U verheerlik en U kan aanroep en sê, tot hier toe het God ons gebring. Hiervan vorentoe sien ons uit om saam met hom te stap. So bid ons in besonder Here vir Anna en haar kinders en ook die familie. Ons besef maar net Here dat dit bly maar moeilik, omdat Jan so groot plek in sy familie ingeneem het. Omdat hy sy deel gedoen het as pa van sy huis, as deel van sy familie. Ons eer die Here vir sy lewe en die feit dat hier gedenkteken opgerig kan word, as 'n teken daarvan. Hier lê hy begrawe, hy vir wie ons so lief is. Vader, baie dankie dat U deur alles heen na ons kyk en vir ons die ewige heerlikheid beloof. U beloof in die woord vir ons dat die pyn en lyding waardeur ons nou gaan is niks in vergelyking met die heerlikheid wat U vir ons in gedagte het nie. Ons weet daar gaan nog baie trane gestort word, maar ons weet ook, Here, dat hierdie is weer 'n nuwe stop in ons lewenspad. Dankie Here vir elke een van ons wie se storie hier langs gekom het. So bid ons Here dat U ons sal lei
dat ons storie ook hiervan vorentoe 'n storie sal vertel van iemand wat op God vertrou, iemand wat sy toevlug na God toe neem, iemand wat rus en vrede en troos by die Here self vind. Ons eer U in Jesus naam. Ons wy die diens aan U, want U kom toe al die lof, al die eer en al die aanbidding. In die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Baie dankie. Dominee, ons gee nou vir broer Jack 'n geleentheid. Amen. U kan vir ons 'n lied sing. Baie dankie my geliefde dominee. Ek wil net voor ek die liedjie bring net vir my geliefde dierbare moeder Anna en die familie vertroos en die liedjie wat ek altyd voel wat die beste is die ene wat sê Precious Lord, take my hand today. En sonder U Here kan ek niks doen nie as U nie my hand vashou nie. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. Lord, I'm tired, I'm weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me on. When my way grows drear, precious Lord, linger near. When my life is almost gone. Hear my cry, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me on. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stay. Lord, I am tired, I'm weak, I am worn. Through the storms, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me on. Baie dankie Jack. Inderdaad pragtig. Hoe jy mens kan sien, ek het hom geleer. Nou vandag kan ek nie meer die ding speel nie. Maar hy kan nou weer. As dit die goeie leierskap nie. Goeie leierskap is mos wanneer jy iemand oplei om beter te wees as jy. Dat het Jack wel dan man. Ja.
Geliefdes in die Here, laat my toe om u te verwelkom vandag hier by die grafsteenonthulling van Jan Hermanus van Wyk. 'n merkwaardige man. Ek onthou 1 of 2 woordjies wat ons by sy begrafnis oor en oor gebruik het. A gentle giant. Ons eer die Here dat hy vir ons almal veilig hier by mekaar gebring het van hede en van ver. Ek het nou probeer dink aan 'n tyd wat Jan nie gesmile het toe hy my gesien het nie. Ek wil vir u sê, wanneer was daai tyd? Dit was omtrent nooit. Ek het nog net, al was het 'n smile wat so bietjie na die linkerkant toe uitgegaan het of na die regterkant toe, maar smile het hy gesmile. Ek wil u nou 'n guns vra, dat ons mekaar verwelkom. Ek wil hê jy moet vir die persoon daar langs u nou sê, smile nou bietjie. Al is die omstandighede nie so lekker soos wat ons wil hê, maar smile nou bietjie. Smile, sê vir hulle. En as hy nie wil smile nie, of sy nie wil smile nie, sê sommer tyre aangaan. Ja. Baie dankie. Geliefdes, ek wil u verwelkom, Anna en Zian en Sonansha en Pankies, wat nou nie vandag hier kan wees nie, maar ook die aanverwante familie, die susters en die broers van Jan, die niggies, die ooms, die familie, die vriende. Ek wil u vandag verwelkom met 2 skrifte. Die eerste een is hierdie van Johannes 14. Laat julle harte nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. Want in my Vader se huis is daar baie woonplek. En ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei. En as hulle kom om julle te kom haal, om saam met my te wees. Nou sê die eerste boek van 1 Tessalonisense 4 sê, broers en ek wil hê julle moet onkundig wees oor die dood nie. Oor die ontslapenis nie. Want as ons glo, luister mooi, want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal ons ook, so die wat aan Jesus ontslaap het, saam met hom weer opstaan. Geliefdes in die Here, daar sal 'n tyd kom, Anna, kinders, aanverwante familie, sê die Bybel, hierdie 1 Tessalonisense, die grafte sal oopbreek. En ek wil vandag hê, ek en jy moet weet, ja, Anna, ek weet, daar's trane oor die wange. Daar's trane in die hart, want die vermisting raak nie makliker nie. Maar die goeie nuus van vanmiddag is, as wanneer Jan van Wyk in die Here gesterf het, daar sal hy opstaan. Hy sê daar in Johannes 11, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Mag ons vandag weet, broers en susters, as kinders van die Here, hoef ons nie benoud te wees of benoud te voel nie. Want daar sal 'n tyd kom, op die wolke van die hemel. Daai dag sal die grafte oopbreek, en daar staan Jan van Wyk hulle regop. En ons almal loof die Here saam. Ons almal sê, heilig, heilig is die naam van ons Here Jesus Christus. Kom ons sing daai koortjie, op die wolke van die hemel. Halleluja, op die wolke van die hemel, sal ons Jesus weer ontmoet. Op die wolke van die hemel, sal ons Jesus weer ontmoet, weer ontmoet, weer ontmoet, weer ontmoet, sal ons Jesus weer ontmoet. Op die wolke van die hemel, sal ons Jesus weer ontmoet, weer ontmoet, weer ontmoet, weer ontmoet, sal ons Jesus weer ontmoet. Op die wolke van die hemel, sal ons Jesus weer ontmoet. Op die wolke van die hemel, hy sal kom. Hy dag wanneer die basuin blaas, dan sal hy kom om te kom haal. Maar ook hierdie wat al reeds vooruit gegaan het, Anna, die grafte sal oopbreek.
Ek eer die Here dat hy vir ons 'n kans gee om saam met ons te wees. Kom ons sing saam, geliefdes. Gesang 360. Nou iemand nou lekker hard sing. Daar's bemindes in die hemel alreeds lank op aard gemis. Das bemindes in die hemel alreeds lank op aard gemis. Sal ook ons eens met hulle saamwoon, want geen leed en rou meer is. Sal ook ons weer met hulle saamwoon, waar geen leed en rou meer is. Sal die kringloop eens weer vol weer, eenmaal weer, eenmaal weer. En die sake, eenmaal worden, In ons vroeë kinderdae het hulle ons Gods woord geleer. in ons vroeë kinderdae het word ons geleer. Ons gewys op Jesus liefde, nou sal tuisguns by die Heer. Ons gewys op Jesus liefde, nou sal tuisguns by die Heer. Sal die kringloop eens weer vol weer, eenmaal weer. En die sake, eenmaal worden, by die Heer. Ons gedenk nog blye feeste, liedere vrolik saam gesing. Ons gedenk nog blye feeste, liedere vrolik saam gesing. Ook in die rou en bittere trane by die oopbreek van die kring. Ook in die bittere trane, by die oopbreek van die sal die kringloop eens weer vol weer, eenmaal weer. En die sal gejammer worden, by die Heer. Baie dankie, ouderling Ulrich. Kan ek vir die vraag om saam met ons te kom bid? Asseblief. Sal die kring nog eens weer vol weer, eenmaal weer. En die sal gejammer worden. Goeiemiddag gemeente, familie. Ons groet u ook in die mooie naam van ons Here Jesus Christus, ons verlosser en ons zaligmaker. Kom ons bid saam. Vader, in hierdie oggenduur, Here, is dit met zware harte wat ons voor u kom neerbuig. Maar ons erken u dat u God is, die God wat hemel en aarde gemaak het, die God wat nog nooit sy handewerk laat vaar het nie. Maar ons kom vanmorgen, Here, deur die Seun Jesus Christus, en ons bring u al die lof, die eer en die aanbidding van ons harte. Ja, Here, vir 'n nuwe dag, Here, 'n dag, Here, wat weer eens aangebreek het, waar ons ook in staat is, sy familie om vir Jan as 'n steen kom oprig. Ja, 'n steen ter herdenking. Here, ons kom vanmorgen en ons dank u, o Heilige Gees, dat u vanmorgen en hier op hierdie oomblik vaardig is in elkeen van ons lewe. Here, dat die troos daar waar troos nodig is. Here, dat die seën daar waar seën nodig is. En vanmorgen kom ons na u toe, Here, en ons wil hierdie geleentheid aan u kom opdra, omdat dit ook u geleentheid is. Om weer eens opnuut met elkeen van ons kom praat. Maar ek bid vanmorgen vir voorbereide harte. Ek bid vanmorgen, Here, dat hierdie akkers
alreeds sag gemaak is, Here, sodat as Dominee vanmôre sy hand in die saad steek, Here, en vanmôre die saad saai, Here, dat hierdie saad vanmôre op vrugbare grond sal val. Ja, Here, dat hierdie saad sal groei en sal vrug dra. Ja, vrug wat by die bekering pas. Here, maar ek dank U vanmôre dat U vir Anna en die kinders en die familie tot hier gedra het. Want Here, as hulle vanmôre staan by hierdie hoogte, Here, en hulle kyk terug, dan kan hulle net sê, ja, Here, U hand het ons gedra tot hier. Here, ons dank U vanmôre, Here, vir ons predikante wat vanmôre teenwoordig is hier, Here. Here, U ken hulle harte, Here, en ek bid vanmôre, Here, dat U vanmôre vir hulle sal seën, Here, van hulle hoof tot op hulle voetsool. Ja, Here, dat hulle sal ons verklaar vanmôre hierdie grond waar ons staan as heilige grond, Here. En ons trek in die Gees ons skoene van ons voete af, Here. En ons kyk op na U, Here, U wat opgevaar het en sit aan die regterhand van God. Die almagtige Vader, van waar U sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Maar vanmôre wy ons hierdie diens en ons gee alles aan U oor. As ons ook hierdie geleentheid begin in die naam van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Baie dankie, liewe broers en susters. Goeiemiddag. My voorreg om vanmiddag die woord van die Here met u te deel by hierdie besondere geleentheid. Kom ons bid staan. Hemelse Vader, ons dankie vir die woord. Ons bid, Here, seën die woord in ons harte. Ons het niks anders, Here, as ons harte om vir u te bring. Daarom bid ons, Here, neem dit genadig aan. Mag ons die woord, Here, indrink en ons eie maak. Want Here, ons eer U, dat ons weet dit is net U woord wat vir ons die krag is tot redding van ons siele, in Jesus naam. Amen. Ek wil graag 'n enkele versie met u deel by hierdie geleentheid uit dis 2 Konings hoofstuk 23, 2 Konings 23 vers 17. Ek lees uit die ou vertaling. Toe sê hy: "Wat is dit vir 'n grafsteen wat ek daar sien?" En die manne van die stad antwoord hom: "Dit is die graf van die man van God, wat uit Juda gekom en hierdie dinge uitgeroep het, wat teen die altaar van Bethel gedoen het." Net hierdie gedeeltetjie. Wat is dit vir 'n grafsteen wat ek daar sien? En die manne van die stad antwoord hom: "Dit is die graf van die man van God." Nou eerstens wil ek noem dat jy hoef nie 'n evangelis of 'n predikant of 'n ouderling te wees om 'n man van God te wees nie. As jy doen wat God op jou hart sit om te doen, as jy die man van God, as jy 'n man van God, as jy doen wat God jou lei om te doen. Vandag staan ons hier by 'n grafsteen, nie om net 'n klip te onthul nie, maar om 'n lewe te onthou. 'n Grafsteen is baie meer as net 'n stuk graniet, net 'n stuk klip. Dit is baie meer as dit. Dit is 'n getuienis wat sê: hier lê iemand begrawe wat geleef het. Hier lê iemand begrawe wat lief gehad het. Hier lê iemand begrawe wat 'n merk gemaak het. Iemand wat, en ons kan nie op om dit te noem, dat Jan in sy lewe 'n merk gemaak het in die harte van mense. Nie net in sy familie nie, maar die mense rondom hom, sy kollegas, die wat saam met hom die lewe geleef het. Nou hierdie gedeelte kom uit die tyd van een van die godvreesendste konings van Juda. En hierdie koning het eintlik gekom, of toe hy kom met die groot hervorming kom begin in die volk van God se lewe. Want hy was die een wat die afgode begin vernietig het. Hy is die een wat die verkeerde altare in mense se lewens probeer afbreek het en afgebreek het. Hy was die een wat die volk teruggeroep het na God. En toe hy kom om te kon doen wat op sy hart is om te doen, toe vra hy hierdie vraag, toe hy 'n grafsteen sien, toe vra hy: wat is dit vir 'n graf? Wat is dit? Ek lees hom weer in die ou vertaling. Wat is dit vir 'n grafsteen wat ek daar sien? En dan sê die manne:
dit is daar waar die man van God begrawe is. Nou, in die Bybel word daar nergens gepraat eintlik van grafsteen, behalwe by hierdie gedeelte. Ek het dus 'n bietjie rondgebly en 'n bietjie rondgelees om te kyk waar word oor grafstene gepraat. Dit praat nie van steen as ons dit hier maak 'n merkteken nie. Die grafstene waarvan gepraat word is die graf of die steen wat die graf toegehou het. Maar in hierdie gedeelte was dit nou spesifiek 'n grafsteen wat merk daar waar iemand begrawe is. Nou, die mense antwoord om en sê vir hom, dis 'n man van God. Maar die geskiedenis verduidelik dit so dat dis iemand wat jare tevore 'n profesie gemaak het oor Joshua en hierdie persoon baie merkwaardige dinge genoem in die tyd van die volk. So, hy het jare voor dit het hy geleef. En dis eintlik wat ons hier doen, om hierdie klip hier op te sit, dat het vir baie jare hierna kan wys, waar is Jan begrawe. Nou, hierdie profeet het lang al reeds gesterf, maar sy getuienis het voortgeleef, en dis eintlik wat ek vandag vir u wil sê. 'n Grafsteen vertel 'n storie, en hierdie grafsteen vertel 'n storie, hier waar ons nou staan. Nou, vir die lesers in die tyd was dit baie duidelik dat die woord eintlik wil verkondig dat 'n lewe wat vir God geleef is 'n lewe wat nie vergeet moet word nie. En ek wil dit graag vir u sê, dat ons wat ons lewe tot eer van God leef, ons lewe so leef dat ons lewens nie vergeet word. En 'n man wat geleef het vir die Here, sy lewe mag nie vergeet word. Nou in hierdie geval van die woord van die Here van praat, hierdie man was lank al reeds dood, maar sy naam het nog steeds betekenis gehad. Die feit hierdie persoon lank al gesterf het nie gemaak dat hy vergeet was nie. Sy naam het nog steeds betekenis gehad. En dis wat ons vandag baie duidelik moet verstaan. 'n Grafsteen praat van 'n lewe wat vir God geleef is. En daarom is daar op al die grafstene in hierdie begrafplaas is daar 'n teksvers geskryf. 'n Teksvers wat mense verbind aan die Here. Maar in die tweede plek wil ek ook sê dat 'n graf kan ook 'n getuienis wees. Nou, 'n graf kan mense herinner aan God se waarheid en God se getrouheid. Want aan die kinders, dis by hierdie plek waar julle God se beloftes so duidelik gehoor het. Ja, miskien onthou jy nie alles wat gesê was tydens Jan se sterfte nie, maar daar's definitief so hier en daar goed wat vir jou uitstaan. Goed wat jy onthou wat gepraat was by Jan se begrafnis, by Jan se sterfte, by die dienste wat gehou was. So hierdie graf is ook 'n plek waar mense herinner moet word van God se waarheid en God se getrouheid. Maar ook 'n grafsteen is om vir ons te verduidelik en vir ons te sê en vir ons te onderstreep dat God onthou die mense wat hom gedien het. Want dis waarom hy sy merk daar sit, om 'n teksvers daar op te laat sit, dat sy merk daar kan wees. God onthou hulle wat vir hom geleef het. En dis waarom hierdie mense kon getuig, daar lê 'n man van God begrawe, want God het hom onthou. Ons staan vandag hier by 'n grafsteen en hierdie klip sê vir ons, hier lê iemand begrawe wat geleef het, nie het bestaan het nie, het geleef. Hier lê 'n man wat lief gehad het en wat nalatenskap agtergelaat het. En die belangrikste is nie net die datum van geboorte soos daar sien, en die datum van sterfte nie, maar het gaan ook oor die streepie tussen die twee datums. Daar is so baie wat gebeur tussen die datum van geboorte en die datum van sterfte. En hierdie gedeelte is die goed wat maak dat jy aan God behoort, of dat jy wys dat jy nie aan God wil behoort nie. Dis hierdie goed wat maak dat mense jou onthou vir wat jy gedoen het, en hoe jy die lewe geleef het tot eer van God se naam. Dis hierdie streepietjie, hierdie kort streepie wat mense soms daarin sit, soos myne sal hom wees 1972 tot wanneer ook al. Ek wil hom nou so 100 jaar getrek het, maar lyk dit sal nie werk nie, tot wanneer. So wat ons hier vir mekaar moet sê, is dat die streepie is so belangrik. Dis nie die mate of die hoeveelheid dae wat ons leef op aarde nie, maar dis die inhoud daarvan wat tel. En dit is nog so belangrik dat as jy na 'n plek toe kom en jy kom sluit aan met mense, moet jy 'n positiewe gesindheid oordra, dat mense, jy moet die vertrek verander in 'n positiewe manier. So baie mense, as hulle aankom, dan dink mense, hy kan nog maar liewer verbygeloop het of verkleed waar hy vanaf kom.
Maar dat ons nie die mense wees, ons wat aan God behoort, dat ons nie mense wees waarvan daar so gepraat word nie. Dat mense moet as jy aankom, moet hulle dink, ja, ek is so bly om hierdie man nou weer te sien, of hierdie vrou nou weer te sien. Daar is 'n paar punte wat ek graag wil maak. Die eerste ene is, elke lewe maak 'n merk. Nie net Jan se lewe nie, ons se lewe ook. Dominee Jansen, jou lewe maak 'n merk. Nie net hierdie woord jy verkondig nie, maar die lewe wat jy leef. Jou lewe maak 'n merk. Dit beteken nie dat ons mag nooit foute maak nie, maar jou lewe moet 'n merk maak. Net soos die graf van die man van God wat in die storie van vertel word, moet jou lewe 'n merk maak op so 'n manier dat mense moet sien, hulle moet weet, hulle moet onthou. Eendag moet Jan se kleinkinders en agterkleinkinders wat hy nie eens geken het nie, hulle moet hoor wie was hy. Hulle moet weet wie was hy. Daar's mense in hierdie lewe, en ek dank die Here vir so baie mense in my lewe, wat spore laat van liefde, wat spore laat van omgee, wat spore laat van geloof, wat spore laat van diens. Ek dank die Here vir mense in my lewe, wat sulke spore in my lewe laat. Want dit maak vir my die lewe die moeite werd. Want die dinge waarin ons spore laat, liewe vriende, liewe broers en susters, dit is eintlik vir die mense wat agterbly. Maar dink nou net aan hoeveel dinge is daar om aan vashou, die feit dat jy nie meer daar is nie. Die pyn van sy afwesigheid is daar, maar die vrede en die troos van wat hy vir jou gedoen het, is ook nog daar. In die eerste plek, elke lewe laat 'n merk. Die tweede plek, 'n nalatenskap leef in mense se harte voort. En dit is toch so belangrik, dat ons moet weet, dat dit wat Jan agtergelaat het, leef in sy familie se harte voort. En in elke persoon in wie se lewe hy 'n merk kan maak. Maar die grootste nalatenskap is nie ons geld of ons besittings nie, maar is eintlik die waardes wat ons nagestreef het, die geloof wat ons geleef het, die liefde wat ons uitgeleef het, en die herinneringe waarin mens kan vashou. Hou dit in gedagte, dis nie oor die geld wat ons hier op die aarde is nie. Dis oor die waardes, oor geloof, oor liefde en die herinneringe wat ons agterlaat. Dit leef voort in kinders se harte, in 'n vrou se hart en ook in familie se harte. En die derde ding wat ek graag wil noem is dat 'n grafsteen is nie die einde van ons storie nie. Jan se storie stop nie. Vir die Christen is die graf nie die finale hoofstuk nie. Ons hoop lê in God. Dit lê nie in 'n aardse bestaan nie. Ons hoop lê in God. En ons glo dat God die laaste sê oor ons lewe. Toe die vroue vroeg in die môre nog diep in die nag by die graf aankom, toe kry die boodskap dat Jesus leef. En daarom is die graf oorwin. En is die graf nou nog steeds vir julle plek van hartseer, maar is nie die plek waar julle se lewe moet eindig nie. Die hoop lê in God. En jy moet hier naartoe kom, Anna, in die teksvers daar lees weer herinner daaraan. Elke keer herinner daaraan. Dis God wat my optel hier. Ons glo dat God die laaste sê oor ons lewe het. En daarom is ons lewe aan God toewy. Ons mag nie ons lewe net leef nie. Ons moet ons lewe aan God toewy. Ons het ons lewe van God ontvang. En soos Jan moet ons lewe aan God teruggee. Elke een van ons moet hierdie lewe aan God teruggee. En daarom, vandag is daar 'n paar dinge waartoe die woord van die Here ons uitdaag. Die eerste ene is, Anna en die kinders en die familie, jy hoef nooit op te hou om oor sy goeie dinge te praat nie. Herinneringe hou die nalatenskap lewendig in 'n mens se hart. Koester die herinneringe, dis alright. Koester dit gerus, maar moenie by die graf bly sit nie. As ek nou sê bly sit, beteken dit jy mag nie kom sit, ek bedoel ek, moenie hier bly sit in die posisie nie. Dat elke dag se draai kom maak en opstaan, jou net weer 'n bietjie vorentoe vat. 'n bietjie vorentoe vat. Een tree op 'n slag vorentoe vat. Mag dat jou die storie van jou lewe help vorm. Mag jy eendag kan terugkyk en sien, dis die tyd waarin ek oor Jan getree het, wat ek die beste gegroei het. Dis die tyd waar ek die beste God se krag ervaar het. Dis die tyd waar ek die beste God ervaar het in sy volheid, wat hy vir my opgetel het. Elke keer as ek moedeloos gewees het. Daarom, hou vas aan die herinneringe, maar ook hou vas aan sy waardes.
Daar was baie waardes wat Jan geleef het. Ons moet dit verder dra. Ja, hy het in sy jong lewe ook sy eie foute gemaak. Ons praat nie van tyd nie, ons praat vir die tye toe hy sy lewe geleef het as 'n voorbeeld vir die mense wat agter hom aankom. Hou vas in die waardes wat jy geleer het. Daar is soveel kosbare waardes. Dan, kom ons bly saam. Want dis hoe ons sal help, dat ons elkeen deur hierdie moeilike tyd sal kom. Elkeen van ons het al by 'n graf gestaan. En as ons mekaar kan tou in hierdie proses, al vat dit 'n ketting om vir my gesleep te kry, kom ons tou mekaar op hierdie pad. Bly saam. Tye van verlies kan families te mekaar nie druk. Ons sien dit elke draai in ons gemeenskappe, dit is so hartseer, dat mense in tye van verlies te mekaar het geruk word, omdat mense mekaar nie wil verstaan nie. En ek sê nie wil verstaan nie, omdat ons soek om verstaan te word, maar jy is nie bereid om eers iemand te probeer verstaan nie. Een van die 7 Habits of Highly Effective People, die boek, sê, first seek to understand, then to be understood. Soek eers daarna om iemand te verstaan, voordat jy verstaan wil wees. Want, dis in hierdie tyd ons nader mekaar moet groei. Al is die afstand soms daar, moet ons so nader mekaar voel as, en het die telefoon optel, moet ons kan voel as by mekaar in vertrek. As Onansha uitreik na iemand toe, moet ons kan voel as by mekaar in een vertrek. Ons groei nader mekaar in die tyd. Want daar is 'n pad in ons voor, ons kan nie net op sit nie. Ons moet liefde opstaan en hier vandaan stap, vorentoe gaan. Die pad vorentoe gaan beslis baie keer moeilik wees. Daar gaan baie dae van hartseer wees, daar sal dae van stilte wees, daar sal dae van 'n groot gemis wees, maar ook sal dae van herinnering wees. Daar sal dae van dankbaarheid wees aan hom. Daar sal dae wees wat jy voel, maar ek is vandag 'n bietjie beter as gister. Daar was dae wat jy hierdie afgelope jaar kon smile, kon lag. God stap saam met ons op die pad. Hy wil elke tree saam met jou stap. Moenie sy hand los nie. Hy wil elke tree saam met elkeen van ons stap. Ons mag nie God se hand los nie. En daarom, Anna, as eggenote, ervaar jy seker die verlies die ergste. Wat jou beste jare saam met Jan geleef het. 'n Lewe wat julle saam gebou het, toe hy die huis uit gaan, toe hy saam met sy vrou die lewe voortsit. Daar was nog drome wat julle gedroom het. Nie alle drome het waar geword nie. Nie alle planne is uitgevoer nie. Maar daar is toch herinneringe van hoe hy sy beste probeer het. En nou voel die pad skielik baie anders. Dit voel nou eerder soos 'n pad vol dorings as 'n pad vol liefde. Maar onthou 3 dinge. Die liefde wat julle gedeel het, bly deel van jou en van elkeen van ons vir wie jy liefgehad het. Liefde word nie begrawe nie. Dis net die stoffelike oorskot wat begrawe word. Liefde word nie begrawe nie. Liefde leef voort in 'n mens hart. Jy mag nie hier bly nie, by hierdie plek nie, maar onthou en koester die liefde wat Jan vir julle gehad het, of vir julle het, of gehad het toe julle sterf het. Jy mag nie alleen stap nie. Laat God toe om saam met jou te bly. Partykeer wil ons God nie toelaat nie, want ek wil tog nie nou die Here moet vir die regte ding sê nie. Ek wil die verkeerde ding bly doen. Laat toe dat die Here saam met jou stap. Laat toe dat die Here jou hand vat, dat hy saam met jou die pad loop. Laat hom toe. Laat jou deur die Here troos. Laat hom toe om deel te wees van die proses. Dan is die proses die moeite werd. Onthou die familie en ons familie is deel van die gemeenskap. Stap saam met jou. Partykeer is daar mense wat waar familie nie kan kom nie, is hulle daar. Die moeilike pad is nie vir alleenstap nie. Gedeelde leed is die helfte so seer. Gedeelde liefde en vreugde is 2 keer so goed. Maak seker dat jy dit nooit alleen doen. Wat beteken die grafsteen vir ons in ons lewe? 'n Grafsteen beteken vir ons 3 goed. Die eerste ene is, ons moet onthou. Nie net hy is hier begrawe nie, maar ons onthou wat hy gedoen het, en wat God vir ons gedoen het deur hom, en hoe God ons tegemoet gekom het, die oomblik toe hy nie meer daar is nie. Ons moet onthou, dis hoekom dit daar is, dat niemand mag vergeet, dat Jan van Wyk hier begrawe is nie, maar ook, wat alles met die pakkie saamgekom het.
Want Jan het ons 'n groot pakkie saamgebring. Liefde, vrede, getrouheid, eensgesindheid, so baie God het saamgebring. Maar ook toe hy gesterf het, het God se teenwoordigheid nog daarby gekom. So maak seker dat jy die hele pakkie onthou. Maar die tweede ene is 'n grafsteen eer die persoon wat hier begrawe is. Ons ken mos nog waarde toe. En dis iets soos belasting op toegevoegde waardes, mos BTW. So jy het waarde toegevoeg aan hierdie plek, want jy steen kom opsit waar dit net sand gewees het. Maar meer as dit, en erken ook die waarde wat hy vir ons was, nie die hoogte en die grootte van die steen nie, maar die feit dat jy niks wil vergeet van sy lewe nie. Maar ook in die derde plek het getuig. Dit sê vir ons almal, hierdie lewe het betekenis gehad. As mense daar staan en kyk, wat vir 'n grafsteen staan daar? En ons kan sê, dis die man van God wat daar begrawe is, 'n man wat uitgevoer het wat God op sy hart gelê het, wat daar begrawe is. Toen Joshua die graf van die man van God sien, het hy gevra, wat is daar die gedenkteken? En het is 'n ander vertaling wat sê gedenkteken. Nou gedenkteken beteken om altyd daaraan te dink. Dis 'n gedenkteken. En die mense die storie vertel, toe hy vra. So mag ons almal die storie vertel, die storie wat besaai is met goeie herinneringe, wat besaai is met mooi beloftes, wat besaai is met so baie dinge wat vir my goed is, maar ook 'n storie wat insluit God se genade, God se vrede en God se troos. As mense hier verbygaan, moet ek kan sê, daar is iemand wat lief gehad het. Daar is iemand wat geleef het. Daar is iemand wat 'n verskil gemaak het. Maar ons kan vandag sê, daar is iemand wat 'n verskil gemaak het, omdat hy wel 'n verskil gemaak het. Die vraag aan ons is, maak ons 'n verskil in hierdie lewe? En dis net 'n kortliks wat jy wil oor praat is dat. As mense my onthou, moet hulle my onthou as iemand wat 'n verskil gemaak het. As mense my onthou, moet hulle my onthou as iemand wat sy deel gedoen het tot eer van die Here. As mense my onthou, moet hulle dink daaraan hoe ons saam gedroom, saam planne gemaak en hoe daar mooi herinneringe is om aan vas te hou. As mense my onthou, moet hulle kan sê, iemand wat geleef het, nie net bestaan het nie. Mag ons almal onthou dat 'n mens se grootste nalatenskap is nie wat op die grafstene geskryf staan nie, maar wat in die harte van mense bly leef. Ons gaan hiervan terug. Die graf is nou 'n mooier plek gemaak, maar die verseker in ons harte dat Jesus het 'n klare beter plek gemaak deur die dood te oorwin en die graf leeg te maak en net die stoffelike oorskot rus nou hier. Liewe familie, daar's 'n pad wat julle moet stap. 'n Pad van hartseer, 'n pad van stilte, 'n pad van gemis. Maar moenie vergeet nie, ook 'n pad van herinneringe, 'n pad van dankbaarheid. En asseblief, kom ons eer die Here vir die genesing wat hy besig is om te bring. So dit moet 'n pad wees van genesing. God stap in ons in die pad. 1 tree op 'n slag. Jy hoef nie groot spronge te maak nie. 1 tree op 'n slag. Want dis wat ons bietjie vir bietjie vir die doodseker genesing uitbring. Mag die Here julle troos. Mag die Here ons versterk. En mag ons altyd daar wees om vir mekaar die pad agter God aan te wys. Onthou, 'n man van God is nie net 'n predikant of 'n evangelis nie, maar is iemand, 'n man en 'n vrou wat die wil van God doen. Hier lê 'n man van God. Die Here seën sy woord. Hemelse Vader, ons dankie vir die woord. Ons bid, Here, lei ons deur die woord. Geef vir ons u genade, u liefde, u vrede en u troos. Hemelse Vader, ek dank u dat ons vandag hierdie plek kan merk as 'n plek waar Jan van Wyk begrawe is. Want Jan van Wyk het ook bekend gestaan as 'n man van God. Iemand wat in stilte, rustigheid en ook in gentleness so baie gedoen het, dat mense vandag nog terugdink en
en 'n traan kan wegvee. Ons weet Here, dis nie hartseer van moedeloosheid nie. Dis hartseer van gemis. Maar help hierdie familie Here om op te staan en die pad agter U aan te stap, tree vir tree, soos U hulle lei in die pad van genesing. In Jesus naam. Amen. Ons sê baie dankie aan Dominee vir die verkondiging van die woord. Inderdaad pragtig. Ons kan almal 'n verskil maak waar ons is. Ek het nog gesien op hierdie programpie is daar 'n lekker. Het jy ook wel lekker gekry? Dan weet ek nou nie moet jy lekker later geëet word of hulle nou eet gedien. Maar dan wil ek vir jy sê myne is daarom klaar. Is daar dan nie nog geplan? Nee, kom ons gee vir Jack 'n kans terwyl hy vir ons sing U dra my dag na dag, daarna Myrtle wat vir ons 'n brief lees. Jack sing U dra my en Myrtle kom sommer onmiddellik vorentoe om vir ons 'n brief te kom lees asseblief. Here, U dra my dag na dag. U voorsien in my keer op keer. U bewaar my. U tree is my God in 'n donker nag. Here, U dra my dag na dag. U voorsien in my keer op keer. In 'n donker nag, U vergewe my, U verlos my. Daar is niemand soos U. U is my alles, U is my Jesus, U is my lig in 'n donker nag. U vergewe my, U vertroos my. Daar is niemand soos U, Here. U is my alles, U is my Jesus, U is my lig in 'n donker nag. Goeiedag Dominee Morkel, Dominee Jansen, gemeente, familie en vriende. Ek het graag 'n briefie wat ek wil voorlees van Auntie Ens en die kinders. We thank Jesus for being with us on this lonely
broken, tearful journey, for all that He has done for us and for all the blessings. Jan, in the memory lane, I think of our plans we've made for your 60th birthday and retirement after 39 years working at Ministry of Health and Social Services. But it seems like big plans and dreams left behind, because 28th of May 2025 robbed us from this big beloved by all. Sense of humor, gentle giant. You wanted to buy yourself, tussen hakies, a plooitjie, but instead of that, we unveil your tombstone through the grace of God today. This is the last we can do for you, and I know you and God are smiling down on us because you deserve the very, very best. I must say this is not a goodbye nor a farewell, because our hearts are still shaking of brokenness and the tears doesn't stop. I miss you every minute, your footsteps, your working skills, your laugh, your smile, and everything in you that is in my Jan. Heaven is lucky to have a big, fearless, hard-working, lovely, and soft-hearted legend. Therefore, the family, friends, and colleagues salute you as an angel with wings. We will love you until the very end of our journey, forever in our hearts, never forgotten. Thank you, Dominic. Baie dankie Myrtle. Kom ons sing net een draai van ons ontmoet mekaar by die Oospoort en daarna gaan ons onmiddellik oorgaan na die afval van die canvasse terwyl Jack vir ons dan sal sing O Hemeland. So ons ontmoet mekaar by die Oospoort is 'n gemeenskap gesang en Hemeland is 'n Jack gesang. So kom ons sing saam, ons ontmoet mekaar net so een draai. Baie dankie. Jack sing vir ons Hemeland terwyl Anna vir ons die canvas afhaal. Asseblief, ek vra vir Lana om sommer hier saam met haar te kom staan, want die moment as die canvas af is, dan sal Lana vir ons die inskripsie op is dit reg woord nie? Yes, op die lap lees. Baie dankie Anna.
is 'n hemelland, daar is ek vry. Daar is 'n hemelland, kom tog saam my vriend. Daar is 'n hemelland, o so onverdien. Hemelland, o hemelland, hemelland vir my. Want daar is 'n hemelland vir my. Daar is 'n hemelland, daar is ons weer vry. Daar is 'n hemelland waar ons hom weer sal sien. Daar is 'n hemelland, daar gaan ons om deur. Daar is 'n hemelland waar Jesus sal regeer. Daar is 'n hemelland, die plek wat ek begeer. Dear gentle giant, Jan van Wyk, my husband, our dada, Opie, brother, brother-in-law and uncle. Death takes the body, God takes the soul. Our minds hold the memories, our hearts keep the love. Go well, humble servant. Baie dankie. Baie dankie Sophie. Ai auntie Sophie. Ja. Ek sien die land van graan en Is
Geliefdes in die Here, kom ons raak stil. In die naam van God die Vader en van God die Seun en van God die Heilige Gees. Geliefdes in die Here, toe dit die Here oor lewe en dood behaag het, om ons Anna, u eggenote, Sian, Sonansha, Pankies, julle Deda, die kleinkinders, julle oupa, die broers en die susters, julle boetie, Jan Hermanus van Wyk, uit hierdie tydelike lewe weg te roep, het ons sy stoffelike oorskot hier in Gods akker neerkom lê, in die naam bo alle name, Jesus Christus. Maar ons weet uit sy woord dat almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal opstaan. Die wat goed gedoen het tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het tot die opstanding van die oordeel. Die apostel Paulus skryf dit mooi en hy sê hierdie, ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons almal sal verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basyn. Want die basyn sal weer klink, en die dode sal onverganklik opgewek word. En ons sal verander word. Ja, want die verganklike moet met die onverganklikheid bekleed word. En die sterflike moet met die onsterflikheid bekleed word. En wanneer die verganklike met onverganklikheid bekleed is, en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is. Die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou anger? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood, ja, is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, my geliefdes, laat ons oë gefestig hou op hom, die lewende Here. Kom na hom, die lewende steen, wat wel deur mense verwerp is, maar by God uitverkore en dierbaar is, sodat julle ook as lewende stene opgebou kan word. Amen en amen. As 'n lied, volgens die program, hy is daar, Brother Jack het hom reg, ons vra nou vir Zian en Pietie man om na vore te kom, om vir ons die doeke af te kom haal, en onmiddellik na hulle gee ons vir Shenantia geleentheid, wat vir ons die skrif, die steen sal lees. Ons luister na musiek, terwyl hulle vir ons die doek afhou. Sou ek jou herken, as ek jou weer sou sien, sou jy nog weet hoe diep ek jou bemin. Ek weet daar's vrede daar waar jy nou bly, maar ek mis jou elke dag, en ek vra nog steeds, hoe kom jy? Trane in die hemel, sal het ooit verdwyn? Sou ek weer kan lag, as ek jou daar sou kry?
jou weer kan vashou sag. Die pad hier is lang en my hart bly swaar. Elke dag stap ek met jou naam in my gebaar. Ek weet ons sal weer eendag saam kan staan. Maar tot daardie dag sal ek aan jou bly vashou. Trane in die hemel, sal het ooit verdwyn? Sou ek weer kan laat as ek jou daar sou kry. Trane in die hemel, vloei oor my vandag. Maar ek hou vas aan hoop tot ek jou weer kan vashou sag. Sou ek jou herken as ek jou weer sou sien? Sou jy nog weet hoe diep ek jou bemin? Baie dankie. Weer as vrede. Baie dankie. Ons gaan nou vir Sonantja kans gee om te lees. Kom ons bly net so 'n bietjie stil vir die volgende paar oomblikke. Ek lees as volg. Jan Hermanus van Wyk, gebore 9 November 1965, gesterwe 28 Mei 2025. Vir ewig in ons harte. Dan sê ek, my engelpa, dankie sê, my liefde vir Dera is oneindig. Jan sê, Dera sou enigste seun, sal Dera altyd lief hê. Dear God, please place a gentle kiss on my husband, Dera, and Opie's cheek in heaven, and tell him it's from us. Dan lees ek die vers, Psalm 36 vers 10. Want by U is die fontein van die lewe, in U lig sien ons die lig. Jesus Christus sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Hemelse Vader, ons bid U seën af op hierdie plek. Ons eer die Here dat hierdie plek van nou af bekend staan as 'n plek van oorwinning. Ons eer die Here dat die seën hier rus, dat elkeen wat hier aandoen, U vrede, U troos sal ervaar. Ons weet ons kan op U vertrou. U sal dit vir ons doen. Ons bid saam die Onse Vader. Onse Vader, wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons gee weer vir Jack 'n kans om vir ons te speel of te sing.
ek wandel in deur die vallei. Ja, die kranslegging kan plaasvind terwyl Jack vir ons sing. Jack gaan ons sing tot hulle klaar is, nee. Die kranslegging kan plaasvind terwyl hulle sing. I have heard of a land on a faraway strand as a beautiful home for the soul. The mighty Jesus on high, where we'll never shine. There's a land where we'll never grow old. Never grow old. Never grow old. In a land where we'll never grow old. Oh, never grow old, never grow old, in a land where we'll never grow old. Never grow old, never grow old, in the land where we'll never grow old. In the land where we'll never Baie dankie. Ons roep nou Dominee Elvis Jansen na vore om vir ons die bedankings te doen, geliefdes. Hartlike goeiemiddag. Ek het dalk nog 'n aankondiging wat ek vir u na kan gee. Nou groet jy my so swak. Hartlike goeiemiddag. Baie dankie. Ek is getaak van Anna en die kinders die kleinkinders om tog vir die vanmiddag baie dankie te sê. Eerstens wil Anna en die kinders dankie sê aan die Hemelse Vader dat jy ons tot hier gedraai het. Dat jy alles moontlik gemaak het en genade op genade aan ons geskenk het. Dankie Here dat u my hierdie deursettingsvermoë gegee het. Sonder u sou ek dit net nie kon maak nie. Namens die hele familie
Van my spreek ons opregte dank aan elkeen wat hierdie diep, emosionele en betekenisvolle grafsteenonthulling van my Jan, ons Deda en Oupie saam met ons deur gebring het. Spesiale woord van dank aan Dominee Jerome Jansen, wat nog steeds ons hande so vashou. Baie dankie Dominee. Dominee Morkel, Indian Morkel, baie dankie vir u bydrae en ook vandag vir die woord wat u vir hulle en vir ons elkeen bedien het. Die Windhoek ESK Evangeliese Sendingkerk, die kerkraad en die gemeente, baie dankie vir julle ondersteuning op welke wyse, op elke geleentheid. Baie dankie Patrick en Daphne van Acacia Funerals. Baie dankie dat julle my met woord, daad en bemoediging deurgedraai het en my so tevrede gestel het met die maak van my Jan se plotjie. Jack en sy span grote dank vir wat julle ook vandag hier gedoen het en vir julle bydrae word opreg waardeer. Broer Davy van Duff Funerals, groot dank vir dit wat julle gedoen het, ook die skaduwee en die matte en alles, en hier saam met ons op die son staan, baie dankie vir dit wat julle gedoen het, alles word opreg waardeer. En die Tries, die naam is nog heerlik. Eerlike dank, dis amper half ook die aankondiging, en die naam kan net 'n aankondiging wees. En die Tries, eerlike dank vir wat u doen, raad en bemoediging en die voorbereiding. Jan se kollegas, ons wil vir elkeen sê baie dankie. U is inderdaad opregte kollegas wat so ondersteunend is. Baie dankie vir die kuiers aan huis. Dankie vir julle opkoms vandag. Dit word opreg waardeer. Ons waardeer alles en almal wat ook vandag hier is. Wees verseker die Here se seën bid ons op elkeen van u se lewe af. Verder vra Anna dat u sal aanhou om vir haar en vir haar kinders te bid en haar kleinkinders, want ook vir hulle is dit moeilik sonder hierdie omgee van gebed en in besonders 'n moeilike pad sonder haar Jan, hulle liefdevolle Deda en hulle Oupie. Geliefdes, is een en elk baie dankie vir die opkom vandag, van ver, van naby. Ons waardeer opreg u hier wees en mag u die seën van die Here ook geniet. 'n Geseënde Saterdag word u verder toegewens. Amen. Die uitnodiging sal nog kom toe nie. Ja, so is nou klaar, dankie gesê, nou breek hulle die goed af. Geliefdes, by hierdie geleentheid wil ons dan nog vir die sommer uitnooi. Daar's definitief voorbereiding gemaak, soos jy daai pragtige en lekker name gehoor het wat met kos gepaard gaan. Ons nooi vir u uit na die ESK Kerksaal. Daar sal vir u iets te ete bedien word. Baie dankie. Baie dankie Dominee. Geliefdes, daar's net 'n versoek. Daar's net 'n versoek daar van die kerk se kant af, dat is net so 'n bietjie die sopblaas. As u nou moet 'n draaitjie ry, dan kan u 'n draaitjie ry. Dan kan u tog so oor die volgende halfuur met die hulp van die Here by die kerk bymekaar kom. Net so oor die volgende halfuur. Solank Dominee Morkel. Sê maar 2:30. Kan ons daar weer by die kerk bymekaar kom, by die kerksaal, waar daar 'n vetgemaakte kalf in die oond lê en wag. Ons is dan aan die einde, Anna. Het ons alles gedoen? Is u vrede met ons? Wie is dit? Die stoel is nie ingesien nie. So ons moet nog die stoel se lap afhaal. Hy moet ook gehoordel word. Geliefdes, kom ons staan saam asseblief. U kan gerus foto's neem. U kan, kom ons gee net so 'n halfuur en dan kan u daarna na die kerk toe gaan. Kom ons ontvang die seën van die Here. Ons vra Dominee Morkel om vir ons die seën uit te spreek.
Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here seën u en behoed u. Hy laat sy aangesig oor u skyn en wees u genadig. Hy verhef sy heilige aangesig oor u en gee net sy vrede. In die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Baie dankie geliefdes, die Here seën u. Okay, eers 2:30, né? Dis so 2:30. Hospital lights, midnight prayer, holding your hand, trying not to stare. At the clock on the wall, counting time, every second breaking this heart of mine. I've been strong, so I say, my faith shaking. If heaven's calling your name, Lord, please help me.